Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons hoop jy geniet die boodskap saam met ons. Familie, dis 'n voorreg vir die wat ek nog nie ontmoet het nie. My naam is Wikus en dit is vir my 'n voorreg vir my vanoggend om die woord vir ons te bring. Ons is besig om 'n bietjie te kyk na what we believe en wie is ons dan as ons met dit sê. En so as jy 'n paar gemis het al in hierdie reeks, dis op YouTube en dan 'n ander ouetjie is hier's hierdie wonderlike boek met wonderlike vrae. Is die Afrikaans vir hymnals? Is dit gesang is? Is dit gesange? Great. Ek probeer my bes. So, great. Elke chapter het deel 'n mooi uitpakking van skrif van wat dit is wat ons glo van what we believe as a church. So it's transformative truth for a life of worship and mission. En die fondasies is hierin word bietjie uitgepak en dan is al great vrae en sommer net om bietjie deur dit te verwerk. Soos glo jy dit? Hoe pas jy dit toe in jou lewe? Hoe lyk dit? En natuurlik so 'n bietjie geskiedenis uit van waar dit kom en dan ook soos gesê 'n gesange wat saam met dit gaan. Van hulle is great, is awesome songs as julle van musiek hou. So dis wonderlik as julle daardeur gaan. En so verlede week het Corneille vir ons bietjie gegaan oor die sacraments, oor wat ons dink en glo oor nagmaal en oor die doop. En wonderlik, die Here was getrou. Ons het 2 mense gedoop Sondag ook as gevolg van net die Here se woord wat in mense se lewens werk. En natuurlik dit is wat ons wil sien gebeur. Ons wil nie sê iemand moet oortuig word omdat ons oulike praatjies kan sê of goeie woorde kan sê nie. Ons wil regtig saam kyk na die woord toe en sê Here, hier is u woord. Hoe konfronteer die woord my en hoe kan ek dan gehoorsaamheid uit toepas in my lewe en gehoorsaam wees aan u woord. En so wat ons vanoggend bietjie na gaan kyk is heiligmaking. Sanctification. En so net hoe dit gebeur in ons lewens. Wat is dit? En wat forceer dit, wat nie forceer nie, maar hoe maak dit dat ons leef? Hoe kom ons tot op hierdie plek om so te leef van heiligmaking en heiligheid en hoe om daar uit te kom? En ons gaan bietjie saam daarna kyk vanoggend. So ons gaan sommer inspring reguit in ons eerste teksvers in. Dis 1 Tessalonisense. Nog nooit dit in Afrikaans nodig gehad om te sê nie. 1 Tessalonisense 5. So julle is welkom saam met my te blaai soontoe. Ons gaan lees verse 23 en 24. Dis in Engels op die bord. Ek gaan ook die teks vir ons lees in Engels. My Afrikaanse Bybel is iewers in 'n boks. Verskoon my. So maar ons gaan 'n bietjie daarna kyk en ons gaan daar begin vandag. So julle is welkom saam met te blaai 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. So as ons soontoe blaai net voor ons dit lees, ek gaan vra dat ons saam staan terwyl ons die teks lees. So as julle welkom staan saam met my soos ons hierdie 2 verse lees. Dit lees as volg, so, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he will surely do it. Dankie Here vir u woord, Here, dankie dat u deur die woord praat, en Here, soos ons in die woord indelf vanoggend, vra ek dat u met ons sal praat. Sal u vir ons u wonderlike werk op die kruis weer net kom openbaar. En hoe u vir ons alles gee wat nodig is vir 'n lewe van heiligheid. So dankie daarvoor Jesus. Praat met ons. Amen. Ons sit weer, dankie familie. En so wanneer ons begin met heiligheid is daar 'n sekere, partykeer voel dit vir my as ons praat oor heiligheid, dat partykeer voel dit vir my daar's 'n lysie. Onbewustelik, iewers agter ons kop wat ons opstel, weet, as ek wil heilig leef, dan moet ek X, Y, Z doen en ek moet al hierdie goedjies doen, want weet, dis wat die kerk van my verwag en dis wat, as ek nou wil inpas met daai groep mense, weet, dan moet ek hierdie lysie kan tik en so wanneer ons baie keer voel dit vir my, soos as ons praat oor heiligheid, dan begin ek soos 'n bietjie ongemaklik voel, soos wat gaan hulle vir my sê, wat moet ek doen? En hoe moet ek leef? Maar waar ek vir ons wil begin vanoggend is net presies waar hierdie teks vir ons ook begin. En dit begin by now may the God of peace himself sanctify you. En so die groot punt van wat ons moet verstaan van heiligmaking en heiligheid is dit begin by God eerste. Dit begin nie by my om 'n tiklysie te maak werk en dan te sê, okay, cool, ek is nou sharp genoeg, ek kan nou by Jesus uitkom nie. Dit begin by God homself wat 'n werk doen in my en jou. En hy wat in ons dan die genade toepas sodat ons kan aanhou leef in 'n lewe van heiligheid en heiligmaking.
En so dit begin by God homself, wat ons sanctify, wat ons regverdig, justification, en dan ook heilig maak. Heiligmaking, die proses daarvan is sanctification natuurlik. En so die regverdigheidsproses is in daai oomblik, staan ons regverdig voor God. Ek dink, al 'n paar mense het al die prentjie geskets van jy staan in 'n hof, en daar is the judge, staan hier voor jou, hy staan op sy mooie stoel, daar met die hamer, reg om 'n call te maak, en daai kant is die aanklaer, en die aanklaer is besig om allerlei goed te gooi op hierdie judge se ore, en hy hoor dit, en dis tyd nou dat judgment should be passed. En net so voordat die anvil val, stap daar iemand voor jou in en sê, Your Honor, whatever is the debt that is due, I will pay it. En so verander die uitslag van wat ook al regverdig aan ons toegekom het, word op iemand anderste uitgestort, en dis Jesus Christus. En so in daai oomblik, so of dit nou vandag is, môre, whenever, wanneer ook al ons voor God gaan staan eendag, is ons in daai oomblik, is dit 'n justification, 'n onmiddellike regverdigheid, wat tussen ons en God gestel is, wat net Christus en God homself kan doen. En so is dit dis wat regverdigheid is. Maar dan kom ons by die proses wat nie noodwendig die lekkerste deel is van dit natuurlik nie, en dis sanctification, heiligmaking. En dis nou maar waar ons groeipyne ervaar. Ek weet nie, die almal van ons wat kids het, dan besef ons kinders help ons baie in hierdie proses, en dan almal van ons werk met mense, natuurlik, hoe wonderlik is dit om met mense te werk. Hulle help ons ook. En dan word jy eendag, so jy dink so op jou eie, en ek dink so 'n bietjie in hierdie week aan, ek is soos, ja, as 'n enkel ou, ek kon besluit, ek kon kom en gaan soos wat ek wil met mense in my lewe, weet, hulle het nie so baie te doen my lewe nie, is fine, ek is nie so ver van my, en dan ewe skielik, dan besluit jy eendag, dalk moet ek trou, dis dalk 'n goeie idee. En dan trou ons, en ons dink dit gaan maanskyn en rose wees, en dan ewe skielik besef jy, okay, die Here het eintlik huwelik in plek gestel, sodat ek meer soos Christus lyk. Okay, dis nie alles so maklik, so maanskyn en rose nie. En dan kom jy op 'n punt waar jy dink soos, ons dink we have this thing under control, ons fight nie meer so baie nie, ons voel ons skaaf meer so baie aan mekaar, en dan dink jy dis 'n goeie idee om kinders te hê. En dan doen jy gaan net weer deur dieselfde proses, en jy het nou kinders, en jy het nou die eerste enetjie, en jy sê, okay, ek dink ons het hierdie under control, sy's kind of 2, 3, dan moet ons dink aan die tweede enetjie. En jou vrou is ook soos, ja, ek dink dis 'n goeie idee. Dan het jy die tweede een, dan besef jy, Here, ek het nog iets so baie nodig in my lewe. Want dan is die Here weer besig met 'n nuwe heiligheidsmaak. Maar so is interessant, en dis wat sanctification is ons gaan deur hierdie prosesse in ons lewe, en elke fase van ons lewe, en die Here bring iemand op jou pad, wat hy sê, jy moet net aanhou lief hê, hulle lief, en hulle skaaf van jou, en jy skaaf van hulle. Partykeer nie so lekker nie, partykeer moet dit konfronterend wees, en jy moet gaan koffie drink by hulle huis, en jy moet nou maar vir hulle sê, luister, ek like nie die goed wat jy gesê het nie, dit maak my ongemaklik, of dit was nie lekker nie, dit my seer gemaak. En dit is waar ons aan mekaar begin skaaf, maar daai oomblikke, en daai tye, is gevul met genade. En dis wat ons moet verstaan, is dat in daai oomblikke, wat met heiligmaking gebeur, soveel soos wat ons dink, dis ons wat moet skaaf en werk, en ons werk wat aan iets doen, dit is Christus eerstens wat iets begin het. Hy het dit begin. En wat is wonderlik van vers 24, van wat ons nou net gelees het, is dat sê, he who calls you is faithful, he will surely do it. En so, God is getrou. Ons kan nie hierdie vermy nie, of jy kan, maar dan moet jy nie die Here dien nie. Dis nou maar, soos jy kan, dis nou maar die opsie. Maar as ons besluit, Here, U is my Here en my redder, my verlosser, vat elke aspek van my lewe, wel, hy gaan getrou wees aan sy woord. Hebreërs 13 maak dit vir ons duidelik, daar's een ding wat God nie kan doen nie. Wil julle raai wat dit is wat hy nie kan doen nie? Hy kan nie lieg nie. En so hy is getrou aan sy woord. En so hy sê, hy sal dit doen. Hy sal ons sanctify. En so dan gebruik hy oomblikke, en hy gebruik die lewe, en al die lekker dele, maar ook die slegte dele, van 'n gevalle wêreld, om ons meer en meer te vorm in die beeld van Christus. En dis ons eerste punt, is dat God vorm ons
in die beeld van Christus. Dis hy wat daai werk doen. Nie ek en jy nie. En so wanneer ons ervaar, daar's 'n lysie wat ek en jy maak, of ander mense maak, en voor ons hou en sê, as jy 'n Christen is, moet dit so lyk. Dan moet ons vir onsself sê, wow, is dit regtig wat God van my vra? En kom na sy woord en sê, Jesus, wat vra u van my? Want ek wil leef by u. Want daai lysie van goedjies is goed wat ons moeg maak. Is goed wat ons maak en sê, hier is eintlik nie moeite werd nie. Kom ek draai iets anderste. Want wat weet julle maak jy moeite werd as al verhouding is? As ek sien wat dit doen in my huwelik, as ek die dag die skorrelgoedmasjien pak. Ek is geseënd hou, ons het 'n dishwasher. Huweliksadvies 101 vir die wat nog nie getroud is nie. Koop 'n dishwasher, gaan jou huwelik red. Maar ek sien wat dit doen in my huwelik. Maar dit verg werk van my kant af. En dan sê ek soos, okay, maar dis die moeite werd. En ons gaan later 'n bietjie kyk na 'n ander teksvers wat dit maak en wys dat dit is God se genade weer eens wat werk. En sy genade dan binne in ons wat ons die energie en die krag gee om presies te doen dit wat hy vra van ons en te doen wat hom gelukkig stel. To please him. En dis hoe ons kyk na heiligheid en heiligmaking. Is tog die proses wat God in plek stel. God begin dit, hy eindig dit. Een van my gunsteling teksverse en dis in Filippense, is nie Filippense 4 vers 13 nie, is verseker nie hy nie. Maar een van my gunsteling is in die teks is Filippense 1 vers 6. En dit sê die volgende, it says, he who started a good work in you is faithful for the completion until the day of Christ's coming. Ek summarize nou nee, ek is redelik reg. Maar wat dit van praat is om te sê dat hy wat 'n goeie werk in jou begin het, in my begin het. Hy is getrou om te sien hoe dit tot volmaaktheid kom. En so dis wanneer ons praat, so daar is 3 soort van sanctifications, net vir die wat belangstel. Daar is positional, is 3 P's. So is positional sanctification, wat ons gepraat het van regverdigheid, justification, is 'n eenmalige ding wat op 'n oomblik gebeur. Dan natuurlik is daar progressive sanctification, wat ons nou van praat vanoggend, is die tydsame proses van meer soos Jesus elke dag, elke week, elke jaar. En dan is daar perfect sanctification. En dit is wanneer dit gebeur wanneer Christus weer terugkom en ons weer in verheerlikte liggame is. Alright, en dan lyk ons soos Jesus, heilig, blameless voor God. En so is ons net besig om te kyk na een aspek wat ons ken as progressive sanctification. En so God is getrou om in ons te werk, né? So nou maar hoe gebeur dit in ons lewens? Hoe doen die Here dit eerstens? En hoe lank gaan dit vat? Gaan dit regtig my hele lewe vat? Ja, dit gaan. Ek ken 'n awesome storie van John Piper eendag. Hy sê hy is besig om die gras te sny. Hy is in so sy laat 70's. Dis net hy en sy vrou en hy is besig om die gras te sny en ewe skielik kom haar gedagte in sy kop wat hy kyk vir sy vrou so en hy sê soos ek het nog nie so 'n gedagte gehad in 60 jaar amper vanaf bekerings nie en hy sê soos okay, Here, ek kort u weer vandag soveel as wat ek u gekort het die dag tot ek tot bekering toe gekom het. En dis net die proses van hy is net besig om te sê, Here, hierdie goed kom op my pad, kom op my pad, ek repent, druk dit een kant soos nee, ek gaan nie daai temptation afval nie. Ek leef vir die Here, ek gaan nie my vrou cheat met hierdie gedagtes nie. Dis net my vrou en hy gaan dan met sy gras sny. Maar te dink dat na so 60 jaar amper wat hy die Here dien, wat ook al, is hy net soos nog steeds besig om te sê, okay Here, ek word nog steeds heilig gemaak. Ek word nog steeds gevorm om meer en meer soos Jesus te lyk. En so is dit die hoop dat dit gebeur met ons elkeen en dit gaan gebeur want dis wat die woord sê, is dat vir ons hele lewe gaan ons meer en meer heilig gemaak word. En hierso is wat Paulus skryf in Romeine 6 vers 19. Hy sê I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. As hy praat van 'n lewe devoted na 'n spesifieke aspek van lewe en dis die geregtigheid van die Here. As ons verstaan wat die woord slave beteken, dis op die bord ook vir ons, dis doulos, is die Griekse woord wat hy gebruik.
En een van die aspekte van wat ek die meeste geniet is 1C wat die verduideliking is van ons daarso. Sê devoted to another to the disregard of one's own interests. So you are devoted to another to the disregard of one's own interests. Dis wat dit beteken om 'n slaaf te wees. Dit gaan nie meer oor jou belange nie. Jy is so devoted aan hierdie ander persoon dat dit maak nie seker saak van jou eie belange nie. Dis wat dit beteken om 'n slaaf te wees. En Paulus is net besig om te sê, luister, ek probeer vir ons 'n prentjie skep, want hierdie lewe van heiligheid en heiligmaking is so 'n moeilike konsep en so belangrik dat ek 'n baie drastiese prentjie vir ons moet skets. En hy skets een van slawerny. Van alles van wat hy kon kies hy slavery. En wat 'n topic. Want hy sê soos hier is hoe ernstig hierdie is. Hier is hoe ernstig ons daaroor is dat jy wat eens 'n slaaf was aan sonde, aan lawlessness, wat jy het geleef vir sonde sonder enige gedagte aan wat dit doen aan jou lewe en jou siel en jou liggaam en jou gees, het jy het devoted geleef vir dit. Sê, maar nou weet ons dat daar's Christus. En hy laat ons leef as slawe vir geregtigheid. En ons natuurlik weet hoe meer ons dit maak oor Jesus, hoe meer maak hy dit oor ons. Hoe meer ons sê Jesus, u wil bo myne, hoe meer is Jesus soos, ek sien jou. En so, ons weet dit, ons ken dit van Jesus. En wat's amazing van as ons net bietjie verder lees hierso in Romeine 6, dan lees dit as volg, en ons sien dan éventueel hoe dit lei na wat is die voordeel vir ons lewe, wat uitkom om 'n lewe te leef van heiligheid. En dit lees as volg, ek gaan die volgende paar verse vir ons lees, net in Romeine 6, julle is welkom om daar ook te volg. Gaan van vers 20 af. It says, for when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at the time from the things of which you are now ashamed? Wat 'n vrug het jy gekry van die goed wat jy nou voor skaam is? Jy het geleef vir dit, nou is jy skaam vir dit. Wat 'n vrug het jy ontvang? Swaar kry, siekte, allerhande dinge. For which you are now ashamed. For the end of these things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. En 'n baie populêre teksvers, 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Wat 'n beautiful stuk van skrif. Is dat hoe ons geleef het eenslag en geleef het vir die interests of sin and lawlessness, want ons moet verstaan, die vyand se einddoel en vir sy hele doel van sy lewe, is om te sien dat geen verhouding tussen mens en God ooit herstel word nie. So elke ding wat hy doen is, hy sê, my sonde is lekker, dit is ons iets sweet, dit is lekker op 'n Sondag, maar ons sien nie die reperkusies van wat dit het in ons lewe nie, want ons dink vir aan daai oomblik is dit lekker, maar ons gees is dood, sonder Christus. En so wanneer Christus inkom, en hy sê, ek het vir jou lewe, life in abundance, en ons gryp aan hom vas, dan sê ons, ek is nie meer 'n slaaf aan sonde en lawlessness nie. Die goed wat my eens beheer het, wat besluite geneem het namens my, wat lawless is, wat sonde is, geen van daai goed het enigstens meer beheer oor my nie. Christus het beheer. Want vir hom leef ek nou. En in hom sal ek lewe ontvang. En het ek lewe. Want eens, wat is weer eens sy doel? Is reconciliasie tussen ons en die Vader. En wat is die Vader? Wat doen die Vader? Hy vorm ons meer en meer in die beeld van sy seun. En twee van die goed wat ons so sien in Jesus se lewe, natuurlik sien ons as Christus leef blameless, sondeloos. Maar 'n ander een wat ons sien wat so evident is nie 'n reconcilie, maar 'n perfekte verhouding met die Vader.
En so die Vader se wil is dat ek en jy in daai selfde perfekte verhouding loop met hom. En hoe hy dit dan bewerkstellig in ons lewens, is deur heiligmaking. Hy werk in ons lewens. En deur dit sien ons hoe ons saamwerk, natuurlik in dit. Dis nie net God wat enkslag werk gedoen het, daar is daai aspek, justification, wat ons gesien het, wat God doen. God gee ons die genade en die krag om dan verder te leef saam met hom. En sodat ons ook kan saamwerk. Natuurlik sy werk is heel meer significant as wat ons doen. Maar ons werk saam. Ons werk, we work towards holiness saam in ons lewens. Ons praat van hierdie genade en ons sien dit in Filippense 2 vers 12 tot 13. Wat sê, therefore my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. Daar is hierdie aspek wat ons sien, dat ons bring werk na die tafel toe om meer in heiligheid te leef, maar dit is ultimately God wat die werk doen. Hy stel ons in staat om te kan leef in die manier wat hom tevrede stel. Hoe amazing is dit? En verder praat die woord natuurlik van soos, he has given us everything that is needed to live a good and holy life. En so dis nie net ek wat nou 'n tiklysie het, en ek moet nou deur hierdie lysie werk vir die res van my lewe, sodat ek net iemand, 'n mens, of 'n kerk, of 'n gebou, of 'n instansie, of net kan tevrede stel nie. Dit gaan oor die werk wat God kom doen in elkeen van ons se lewens. En dan sê ek, yes Here, ek sien dit. Ek wil saam met u werk, dat ek meer en meer soos Christus lyk. En so vat ons saam aan daai genade vas, wat die Here vir ons gee, en saam met hom te werk, to work for his good and perfect will. For it is God who works in you, both to will and to work. En net voordat natuurlik skryf Paulus aan hulle en sê, aan die kerk in Filippi, en hy sê, hey, keep on working in obedience, hou aan in gehoorsaamheid teenoor die Here, maar onthou net, dis hy wat werk in jou. Dis nie net ek met 'n tiklysie nie, dis hy wat werk. En weer eens, dit kom weer terug na 'n plek toe, as ons net 'n lysie van goeders het, as ons net dink aan heiligheid, as 'n lysie, in plaas van 'n verhouding, dan raak dit te veel. Dan raak dit, die kerk vra nou weer van my hierdie, of hierdie connect groep vra nou net weer hierdie van my, en dit raak net 'n lysie, en eventually gee ons op. En dan dit raak net te veel, en dan sien ek die kansie, en dan soek ek die volgende plek, waar ek met mense kan uithang, want hulle gaan van my minder vra. Maar wanneer ons kyk na heiligheid, en ons sien dat dit begin eerstens, soos ek weer gesê het, en dis die fondasie van waar dit moet begin, is 'n verhouding wat weer in 'n plek gestel is, wat in 'n regverdige plek staan, en soos 'n goeie plek staan. Van daar af kan ons ingaan in heiligheid in. Anders te gaan ons uitbrand, anders te gaan ons frustreerd raak, anders te gaan ons voel soos, nee, Jesus, wat die Here van my te vra is net te veel, ek is oor hierdie Christelike ding. Want van die begin af was daar nie 'n verhouding wat established is tussen ons en die Here nie. En dit is net 'n lysie van goedjies wat ek moet doen, sodat ek 'n titel iewers kan dra, wat ek kan sê, ek is 'n Christen. En dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor daai verhouding. Dit gaan oor 'n verhouding wat reggestel is tussen my en die Here, tussen jou en die Here, tussen jou vriend en die Here, en die vriend wat dalk nog nie is nie, waarvoor julle saam vertrou, en hy skaaf so 'n bietjie aan julle ook, want nou besef julle, ons moet nog meer bid, en nog meer in die Here se woord wees. Want ons doen dit ook saam. Maar die werkspunt van dit, die beginpunt van dit, is verhouding. Wat so mooi is, daar's 'n stuk wat John Piper skryf oor hierdie verhouding wat reggestel is. En hy sê die volgende, ek wil dit net graag vir ons lees. Hy is daarso. So John Piper says the following: God's to grace propelling our sanctification. Hierdie verhouding wat ons ervaar in genade. Hy sê the whole lifelong triumphant offensive called Operation Sanctification, by which we wage war against all the remaining corruption in our lives, is sustained by the supply line of the Spirit
that comes from the secure, unassailable. Unassailable beteken immovable. Dit kan nie beweeg nie, kan nie geshake word nie, kan nie afgebreek word nie. Home base of justification by faith alone. And it will be a successful operation, but only because of the unassailable home base. En wat hy van praat is presies dit wat ek nou sê, is dat hierdie proses van heiligmaking in ons lewe gaan natuurlik 'n sukses wees. God gaan bereik wat hy wil bereik met heiligmaking in ons lewe. Maar alleenlik net omdat die home base van waar af dit werk is justification by faith alone, is die oomblik van wedergeboorte en ons geloof alleenlik te plaas in Jesus Christus. Daai verhouding is wat sal sien hoe sanctification sy sukses behaal. Want as daai verhouding nie op 'n goeie plek is nie, as daai verhouding nie 'n goeie plek nie, beteken dat daar is nie restitution nie, daar is nie reconciliation nie. Dis maar wat ek bedoel met is nie op 'n goeie plek nie. As daai verhouding nie reggestel is nie, dan gaan heiligmaking nooit sukses behaal nie. Gaan ons dit altyd ervaar as net 'n lysie wat ek moet tik. Ek gaan dit net voel as 'n lys van die mense vra nou wie hierdie van my. Want die fondasie, die plek van the unassailable home base is justification by faith alone. Dat ek kan nou na Christus toe kom, maak nie saak wanneer dit is nie. Ek kan na hom toe kom enige tyd van die dag. Ek sit gisterand dink ons sukkel ons bietjie met ons oudste met Logan en dit was bietjie taaf. Ons Ayla gaan vroeg bed toe, 8 uur in die bed. Slaap een keer deur die aand wakker geword. Sy is 9 maande oud, is blessing. Here is goed vir ons. Maar ons oudste sukkel. Eers was daar 'n shongololo waarvoor sy bang is in die muur en allerlei ander goeters. En so deur die aand, ek dink sy was soos 8 of 10 keer in ons kamer. En deur hierdie tyd naderhand raak ek frustreerd met dit en ek is net soos halfpad deur in die slaap en verloor in myself en ek sê net soos Loukie, ek is so moeg vir hierdie. Bly net in jou kamer. Gaan net kamer toe. Gaan slaap. En sy loop af in die gang en ek hoor hoe sy bietjie huil en gaan lê toe in die bed en slaap en vanoggend vroeg wakker besig om aan die woord voor te berei. En ek bid en ek sê soos Here voordat ek begin en voor ek regtig aandag hieraan gee, vra ek dat U met my sal praat. Sal U vir my uitwys wat dit is wat U in my lewe wil doen, weer eens. Net deur hierdie woord. En in daai oomblik besef ek hoe ek kortval van wat en wie ons hemelse Vader is. En hy is 'n perfekte Vader. En so sê ek, hey, ons kan enige tyd na hom toe gaan. Ons kan enige tyd by die Vader gaan sit, ons kan enige tyd by Jesus uitkom. Maar wat is wat ek stel vir my kind? Ek kan na pappa toe kom, moet net dit in die aand doen wanneer ek slaap. En ek sit daar en ek sê soos Here, ek weet nie eers hoe om verder te gaan nie. Ek weet nie eers hoe verder voor te berei nie, want ewe skielik ek sit en ek sê soos Here, ek val so kort. U stel vir ons die perfekte voorbeeld. U is so goed vir ons. Natuurlik, soos kinders is sy wakker geword en sy was net soos, happy go lucky, weet nie eens wat het gebeur nie. Seker die wonderlike deel van kinders wees. Die Here se genade teenoor ouers ook, is dat hulle goed vergeet. En vinnig vergeet. En in dit sit ek daar en ek sê soos Here, ek weet ek kan na U toe kom, enige tyd, enige plek, maak nie saak waar dit is nie. En dis U genade wat vir my dit gee. Dis U genade wat dit maak dat ek na U toe kan kom. Dis U genade alleenlik dat die ou Wikus, die persoon wat ek sou dink as ek in 2008, as ek nie tot bekering gekom het nie, en die Here nie iets drasties gedoen het met my probleem met woede nie, het ek heel moontlik my kind geslaan. En ek het 'n woede uitbarsting gehad en die Here is genadig in daai om ons te vat van 'n plek van waar ons leef in beheer deur ons sonde en deur allerhande lawlessness soos ons gelees het. En hy is getrou om te sê ek sal, because he is faithful and he will surely do it. Is hy om 'n proses van heiligmaking in ons lewe te regstel, om dit te doen. En so kan ek nou wees soos, yes, come on Here, dankie dat U dit gedoen het al.
En dat U my nou toevertrou met 2 lyfies, wat ek kan grootmaak, wat U aan my toevertrou. En dankie dat ek nie meer daai persoon is nie. Maar Here, ek het U nog steeds soveel nodig. Want ek wil 'n beeld wees vir hulle, wat sal 'n beeld so naby as wat ek kan. Ek weet ek gaan altyd kortval van die beeld van ons Hemelse Vader. Maar ek wil so graag, so naby as wat ek kan, 'n goeie beeld wees. En so dis die Here dat daai genade in ons lewens laat werk, om ons bietjie vir bietjie te skaaf, deur die lekker en die sleg, sodat ons meer en meer soos Jesus is. Maar dit begin by 'n verhouding met Jesus Christus. Familie, dis die essence van sanctification. Daar's nog so baie wat ons kan ingaan oor die praktiese aspekte en al hierdie goedjies en die nog dieper in wat dit beteken en al die goedjies. Maar as ons regtig wil sien hoe heiligmaking in ons lewe uitleef, moet ons weer terug gaan kom by Jesus. En sê, Jesus, ek het U nog meer nodig. Ek is nog meer desperaat vir U nou. Na hoeveel jaar wat ek U dien, as wat ek nog vas die dag dat ek hier na toe U toe gekom het. Want is Hy wat dit bewerkstellig in ons lewens. En soos ek sê, Hy gebruik alles. Romeine 8 praat hy van, and the Lord uses everything to the good for those that loves Him. En so Hy gebruik hierdie goeders om ons aan ons te skaaf, aan ons te vorm. Maar het begin by 'n verhouding. En ons moet daai verhouding cherish. Because He is our prize and we are His. Ek dink aan die dag toe my bruid in die walks down the aisle and I'm like, yes, hier kom my prys, my bruid. Dit is baie dieselfde as Christus se bruid. Ons is sy bruid. En hy is lief vir ons. En hy wil in verhouding wees met ons. En wat wonderlik is, hy werk dan in ons en deur ons om meer en meer te lyk soos 'n bruid wat voor hom gaan staan eendag. So, die Here werk in ons geregtigheid. Hy werk in ons heiligheid. En so mag daai plek van waar dit wees, 'n plek wees van verhouding. En natuurlik weet ons, en ek gaan vinnig hiermee afsluit, daar is tekste hiervoor, maar net 'n laaste punt wat net belangrik is met hierdie ook. Soos ek sê, dis 'n bietjie praktiese goedjies ook wat ons kan doen. Begin by die verhouding met Jesus. Kom ons kom by Jesus uit. Hoe kom ons by Jesus uit? 2 goed. Dissiplines, geestelike dissiplines en ander gelowiges. Ons het mekaar nodig, familie. Ek kan nie sê ek het 'n waarde op heiligheid en my verhouding met Jesus, maar ek kom nie by my geestelike familie uit nie. Ek kan nie sê ek het 'n waarde op dit en ek kom nie uit by mense wat my gaan skaaf en my die moeilike vrae vra nie. Mense wat my gaan vra, "Hey Wieke, hoe gaan dit met jou huwelik?" En ek sê goed, en soos okay, maar wat van dit is goed? Verduidelik vir my, wat gaan aan? "Hey Wieke, ek sien jy was bietjie hard met Logan nou die dag. Is jy okay? Wat gaan aan?" Want as mense wat die Here liefhet en ook weet die werk wat die Here nog moet doen in my lewe en die werk wat hy wil doen in my lewe en so is hulle nie skaam om my goed tevore te bring nie. Want dit is waarheid en liefde. Liefde is nie net, ag ek los jou en eendag sal jy uitfigure nie. Nee. Daar is mense wat hel toe gaan as gevolg van daai denkwyse. Dis waarheid en liefde, ons deel Christus. Ons deel die waarheid van hy, weet die Here het beter vir jou in stoor. Veral vir ons wat die Here ken, die Here is duidelik met ons oor wat dit is wat hy van ons verwag. 1, so, gelowiges, ander gelowiges ons rondom ons. En dan geestelike dissiplines, familie. Ons het vroeër gepraat oor gebed, dus we gaan net fokus op hierdie 2, net vir ons vandag sê, in sy woord en gebed. Ons regtig wil groei in heiligheid en heiligmaking, is daar 2 plekke waar ons onsself moet vind devoted tot. En dit is gebed en sy woord. Pastor Steve sê die volgende oor net geestelike dissiplines. Hy sê, if we train ourselves for godliness through the spiritual disciplines, we will look more and more like Jesus. En ek vind dit waar. So elke nou en dan vind my vrou so 'n oomblik hier dan, en sy soos, hey, ek dink jy moet bietjie saam met Jesus tyd gaan spandeer. En dan weet ek, wat sy vir my eintlik sê, soos jy begin of bietjie hard raak, of jy raak bietjie verlore in emosies. Emosies is my altyd moeilik om te soos handle, soos veral dogtertjies, dis op, af, alles intussenin. En as my vrou soos, hey, ek dink jy moet bietjie by Jesus se voete gaan sit. So ek soos, okay, cool, I get the hint.
En so hoe meer en meer ons tyd saam spandeer saam met Jesus, hoe meer en meer begin ons lyk soos hy. En so ons kan nie dit avoid nie. Ons kan nie die woord en gebed avoid nie. Dit is fundamenteel in ons geestelike lewens. Gebed en tyd in sy woord. En wat dit supplement, wat dit nog sterker maak, is wanneer ons dit kan doen saam met geestelike boeties en sissies, wat ook saam met ons journey en sê, hey, hoe is ons gehoorsaam hierdie week? How can we live this week to please our Lord even more? Want dit gaan oor hom. Kom ek bid vir ons. Jesus, dankie dat U 'n werk in ons elkeen begin. Dankie Jesus dat U is besig om in ons te werk. En Here, die van ons wat vanoggend dalk hier sit en ons is nie seker of U al die werk begin het of nie. Here, vra ek dat U Gees in hierdie oomblik sal kom. U Heilige Gees. Sal U kom and would you confirm dat U is besig om iets te doen. Dat U is besig om hulle nader te trek. Here, ons weet dat U sê kom soos wat jy is. En so weet ons kan kom soos wat ons is na U toe, Here. En ons weet U is getrou om ons dan nie net daar te los nie. En U vorm ons daagliks, weekliks, jaarliks meer en meer in die beeld van Christus. En so dankie dat ons daai verhouding kan hê met U en die Vader. Weer eens Jesus, dis as gevolg van wat U doen. Dis as gevolg van die werk wat U gedoen het en nog steeds doen in ons lewens. So dankie daarvoor. En so Jesus, my gebed vir elkeen van ons, Here, is dat U ons sal help om in desperaatheid te groei, dat U moet opdaag in ons lewens. Dat ons het U nodig, nou nog meer as wat ons in die verlede nodig gehad het. Ons het U nodig. So ek vra, Here, kom, praat met ons, lei ons. Here, mag ons tye wat ons in die woord is en in gebed is, nie net 'n dissipline wees wat lewenloos is nie, maar daar sal lewe wees, want we found the giver of life. En dit is U. En so Here, mag ons lewe vind, soos ons tyd in die woord spandeer, soos ons tyd in gebed spandeer. Mag U met ons praat, mag U ons lei, mag U ons help om in gehoorsaamheid te journey, that we might be slaves to righteousness. So Here, vra ek werk in ons, help ons in daai verhoudinge. Here, help ons om die verhoudinge wat hier is te versterk, sodat ons weet ons journey saam. Dat ons omgee vir mekaar, dat ons saam bid, saam die Here vertrou vir deurbraak, dat ons saam die Here vertrou om in elkeen van ons se lewens te werk, want ons weet U wil is dat elkeen van ons sal meer en meer lyk soos Jesus. So ek vra kom werk in ons, Here. En soos U in ons werk, Here, stuur ons. So die wêreld mag sien dat U is lewendig en U werk nog vandag. It is not just a myth from centuries ago. U is nog vandag lewendig en U werk nog vandag. You haven't stopped and you won't stop. So dankie dat U lewendig is en 'n werk in ons lewens. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons hoop deur hierdie boodskap word jy lief vir God, lief vir mense en maak disippels.